Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. I wish that heaven had visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you'd met her, the things that she'll learn from me, I got them all from you. And I just stay a while and we'll put all the world to rights. The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. Soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed.
pragtige herinnering is dit nie? Vasgelê in julle harte vir ewig. Julle kan nou nie vashou nie, maar sy's diep in julle harte in, ver weggebere deur Jesus Christus, die Seun van God. Ek wil vra, kan ons almal net staan terwyl ons gaan open met gebed? Ons hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblikke na U toe. U wat sag en teer is, rein en heilig. Kom vra ons in hierdie oomblikke, Papa, Vader, liefling Jesus, dat U elke hart sal vertroos. Tot hierdie ou twee pragtige klein kindertjies, Here, dat U hulle harte sal vertroos. U wat die soete trooster is, hemelse Vader. En ons buig ons siele voor U neer in aanbidding, om vir U die eer in alles te gee. En liewe Jesus, seën hierdie diens ter gedagte van Louisa, in liewe Jesus se naam. Amen. Ek wil vra, kom ons buig ons hoofde net vir 'n oomblik in eerbetoon. Baie dankie, ek kan die sitplek neem. In hierdie mooi oomblikke, maar hartseer oomblikke, is dit die grootste voorreg wat ek die bestuurseng vir Louisa of vir Elise, julle almal wil sê vir Natasha, dankie vir die voorreg wat ek het om hierdie diens te kan doen. Graag wil ek my meegevoel betuig aan elke een van die familie, vriende, Kosmos. En ek kan u vanmôre sê, u sal in die boodskap later hoor hoekom ek hierdie woorde sê, want dit is vir my baie belangrik. Louisa was 'n groot deel van ons. En ek het met haar pad gestap met berading, waar sy stikkend was, die Jesus kry die eer. En ek het die voorreg gehad om haar hand te kon hou vir haar bid, en ek kon tree vir tree baie keer saam met haar stap, wanneer sy op haar laagste was. Maar ek kan vir u sê, die versorging wat sy gekry het, kan ek vir u sê, wil ek vir liewe Jesus dankie sê, vir met die bestuursmatrone, en elke persoon, die keerwerker, die susters, elkeen wat aan haar werk doen. Ek was daar, met die sagte teerheid, wat hulle met haar gewerk het, die besorgdheid. En as ons klaar gebid, as ek klaar gebid het, ek en suster Antoinette, of ek van die keerwerkers, wie ook al, dan het ek weggestap, want ek soek blydskap in my hart. Want die toewyding wat aan haar gegee is, en daarom kan u verstaan, ons het, dit was so wonderlik, ek en Elise het gesê, ons altyd, ek kry die Here is my herder, en sy sê ja, en ons besluit die Here is die herder, ons my herder. Omdat dit Louisa se deel was wat ons met haar gedeel het. En toe sê Elise, sy het dit gereeld vir haar gelees. En dit was wat sy my gevra, dan het ek haar deur dit gevat, dat ons dit gesê. En vanoggend 3 uur toe ek wakker word, en Louise sê, nee, hy is haar herder. En ek sê, liewe Jesus, maar ek gaan na u luister. So, ons doen soos liewe Jesus sê. Daarom kan ek in hierdie oomblikke na u toe kom, en vir u sê, by haar sterfbed, voor sy gesterf, die tyd wat die bestuurs my gevra het, en Elise, wat ek al paar keer ook was, en toe ek al by haar kom, en ek besef, sy is tussen lewe en dood in 'n stryd, 'n worstelstryd. En sy was bang om dood te gaan, sy was nie gereed nie. Sy het Jesus geken, sy het hom liefgehad. Maar iewerste was sy bang vir die onbekende, die donkerte daar, die tree sonder niemand. Want al is wie daar by haar, daai paadjie waar Jesus haar hand neem, is sy alleen. En die mooiste is, en ek gaan dit nou weer noem, terwyl ons daar vir haar bid, en ek roep aan, ek sê vir haar, Louisa, maatjie, ek sê, ons gaan vir jou bid. Vat haar hande, keerwerker het saam, en die suster het saam, terwyl ons haar hand vat en ons bid, en sy het my stem herken, en sy draai haar kop na my, en sy kyk vir my. En ek het klaar vir haar gebid, trane die so oor, net so oor haar wang geloop. En toe dit so oorloop, die mooiste van alles wat sy vir my sê, dit sal vir my ewig bybly.
in haar gebroke paar swakheid, in haar woorde, sê sy vir my, toe ons klaar gebid het, self, sit, ek gaan dit hier seker het neergeskryf, sit by Jesus voete. Weet jy hoe wonderlik was dit om te weet, sy was 'n kind van Jesus. Sy het stikkend gehad, sy was gebroke mens. Sy het my alles vertel, haar lewensverhaal, in haar gebrokenheid. Eenheid 4 waar sy kom in die 2 jaar wat ek met haar pad gestap het. Ons het nie op almal gesê, almal weet, ons het 'n persoonlike verhouding met haar gehad. Soos wat elke persoon met haar het gehad het ek haar hand geneem in daai swakheid. En nou gaan ek eers net die ironie sê, die mooiste van alles is, wanneer sy van eenheid 1 afgekom het, dat ek eers by 10 begin, ek het so baie dat ek weet ons is teen tyd. As sy gaan haarkappers toe, dan word Kim mooi, dan is ek ook daar, vir my hare, en dan sal sy vir Kim sê, hoor jy nie so nie, so, dan vat sy die hand, dan vees sy hom plat. En dan kom met Kim met liefde, en sy druk haar, en vat sy so, en voor sy uitgaan, dan sê sy, ons moet nou eers mooi kyk, dit moet alles agter ook reg is. Presies, want sy het geweet, sy het 'n meester wat haar geskaap het, en sy het so lae selfbeeld gehad. Sy het so min van haarself gedink, en toe verstaan ek hoekom liewe Jesus net gesê, Stellie, vat haar hand en stap met haar 'n pad, want sy moes genesing kry. Baie in die sonkamer het sy gaan sit, Annetjie, Suster Spookie, dan Yvonne, baie van die wat daar weet, altyd geloop soontoe, naderhand word sy swak, in die rolstoel, was so amazing. Hierdie statige vrou, in die rolstoel, agteruit sit sy so, en op haar eie, en dan staan ek langs haar, en sê ek, okay, nou gaan ons resies maak. En dan gaan ons saam, maar sy het die pad so mooi gekyk, agteruit van haar kamereenheid, uit elke hoekie en draaitjie, in die sonkamer, sonder om iets te stap. En ek het net meer en meer besef met wat sy volle, waardevolle persoon, wat God so uniek geskaap het, wat ek die voorreg gehad het, om hierdie resies te hardloop. En daarom was so mooi, toe ek in Elise gesê, Psalm 23, en die Jesus vir my sê, nee, want die aardse tentwoning wat hy afgebreek het, Louisa. Toe besef ek, van dit sy siek word, die 2 jaar wat sy is, wat sy sterk geword het, swak, sterk. Toe kom Jesus en hy sê hier in 2 Korintiërs 5, 1 vers 4, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word. Die dag toe Louisa gebore is, het Jesus reeds die dag, die datum bepaal, hierdie tentpenne wanneer hulle uitgetrek sal word. En terwyl Louisa daar gesit het, gelê in die bed, veral hierdie laaste paar dae, was sy in benoudheid, want daar's iets wat sy nader aan haar Skepper wou kom. Sy wil meer nader in 'n persoonlike verhouding met hom gekom het, want die dood was vir haar 'n vrees. Sy het hoeveel keer gesê, die vrees, die dood, die donker, die onbekende. En die mooiste van alles kom Jesus en hy sê, hy weet wanneer die tentpenne uitgetrek is. En op die dag, hierdie 6de April 2026, het Jesus geweet, sy het genoeg gelei, hy gaan haar tentpenne uittrek. Maar hy het eers die voorbereiding gedoen met haar. Hy het gesorg, want ons kan sê, ek ingesluit, ons ken Jesus. Maar het ons werklik 'n persoonlike verhouding met Jesus? Ken ons hom werklik? Ken ons hom net in nood? Of ken ons hom werklik? Het ons hom werklik hier binne in ons, met daai persoonlike verhouding wat ons met hom het? Dit is so mooi, Jesus het geweet, hy verskuif na die ewige lewe. En terwyl ons suster, ek en suster Antoinette, en 'n paar van hulle, as ek daar is, dan kom hulle sommer self, die wat daar versorg, dan bid ons daar. En ek kon nou na oor sien en ervaar, want sy het toe nie regeer nie, maar die oomblik toe sy regeer, toe weet ek sy's met haar herder besig, want sy het geregeer wat ek sê, en geamen daarop. En die mooiste toe sy sê, sit by Jesus voete.
Want toe het sy klaar die visioen van die ewige lewe met Jesus gesien in die hemel. En die hemel is 'n werklikheid. Dis nie net 'n versinsel of 'n woord wat net gesê nie, dis 'n werklikheid. Want Louise het dit ervaar, die lig, die boom, sit met een van die susters dit ook gesien. En die woorde sit by Jesus. Want sy het Jesus ontdek in die diepte. Daar het sy het geweet Satan veg vir haar lewe, God is ook daar. So die twee stryd hierso, in die middel wat sy was. Want Satan wil haar hê, sy's God se eiendom. Maar God is groter as wat Satan is, en daarom het hy gesê, hy sal haar ten penne op die regte tyd uitdryf. Psalm 6 sê so mooi, roep uit, wees my genadig Here, want ek is verswak. En sy het dit uitgeroep, al het sy dit nie fisies kon uitroep nie, het sy in haar gedagte, want sy was nog by haar gedagte, het sy uitgeroep, Here, wees my genadig, want ek is verswak, maak my gesond, Here, want my gebeente is verswak. Maar, nie die liggaamlike mens op hierdie aarde in die bed nie, genesing gekry om die ewige lewe by Jesus te beerwe, die strate van goud wat hy vir haar voorberei het. In benoudheid het Louisa uitgeroep, Here, tot hoe lank? Want ek het gesien haar liggaam word swak, en ek moet vir hierdie popkind, Rosie, ek wil vir jou roos gaan haal nou daar. Sy was hier, sy in Elise. As ek sien, dan kom sy soos 'n dwarrelwind by my verby. Hulle het die stellie in, daar gaan sy, na ouma, daar is ouma in die sonkamer, sy gaan soek waar ouma is. En daarom sê ek van, hoe groot is, die dood is oorwin. Amen. Hoe wonderlik is dit, wie sal u loof in die doderyk? Ons kan nie God vanmôre in die doderyk loof nie. As jy dood is, kan jy niks meer vir God gee, of hom loof nie, jy kan nie met hom praat nie. Nou het ons die welaangename tyd om met God 'n verhouding opnuut te kom. En ek kan vir u sê, in ons tyd wat ons leef, ek is nie 'n prediker wat van politieke goed nie, maar ons leef in ernstige oomblikke, wat ons Jesus nog nodiger het as ooit in ons lewe. Maak nie saak watter ouderdom is nie, maak nie saak watter status ons het nie, maak nie saak hoe groot die bankbalans is nie, en of jy nou net 'n klein karretjie ry, of 'n Mercedes, of die hoogste pos beklee, daardie oomblik kan aanbreek. En wanneer jou persoonlike verhouding met Jesus is, dan is dit net jy en hy. En toe Louisa sterf, hoe mooi is dit? Toe die dood weet en Satan weet, dat Jesus haar ten penne uitgetrek het. Toe het hy nie meer reg oor haar nie, want toe is sy Jesus se eiendom. Want sy behoort aan die koning van konings wat haar geskaap het na sy beeld, soos wat hy elkeen van ons geskaap het. Dit maak nie saak hoe jy lyk nie. God het jou uniek geskaap na sy beeld vanmôre. Louisa was in 'n ernstige stryd gewikkeld, en besef in die tentwoning is besig om te verdeel, en sy het dit baie gesien. Haar tentwoning, en ek het self gesien, ons Hannetjie, 'n matroon en tannie Bonde, almal van ons, ek is nie 'n inwoner nie, maar ek werk, ek is 'n pastoor of 'n pastoor, en ons werk en ons sien, en ons het gesien hoe hierdie tent van haar verweer. Wat gebeur as jy 'n tent buite sit? Die son na tyd verweer, maar haar liggaam het begin te verweer. Maar uiterlik het hy verweer, maar innerlik het Jesus hom vernuwe. En hoe wonderlik is ek toe vanmôre opstaan en liewe Jesus sê vir my, jy gaan hierdie woord bring. En ek is so blydskap en ek gee so spring, ek kan nog spring al is ek oud. En ek kyk so in die hemel in, en ek sien hoe vernuwe is Louisa, geen gebrek, geen niks siekte in haar nie. Niks verlamming nie. Haar verstand is helder, want Jesus het haar vernuwe. Hy het haar hele liggaam vernuwe na sy beeld. Toe dink ek, liewe Jesus, hoe wonderlik is dit. Toe sy 'n babietjie is, nou sy weer vernuwe asof sy 'n babietjie is en op haar ouderdom. So Jesus het haar mens weer vernuwe. Sy's nie met 'n rolstoel in die hemel in nie. Sy's nie met gebrek daarin nie. Ek dink as ons vir haar sê, Louisa, kom sit hier, dan blaas sy die kersse uit. En sy sê, los my uit, ek is daar by Jesus. Maar sy is hier by ons in ons harte. Die mooiste van alles is, haar bed was met trane deurweek en haar binneste het sy uitgeroep. Toe ek daar kom, en die mense in susters Kokkie, wat met
mense jare werk, hulle weet presies wat jy vir hulle sê, want hulle regeer, hulle weet. Maar daai oomblik toe die asem uitgeblaas is, kom sê Jesus, ek Jesus, wat jou geskaap het, Louisa, kom vee jou trane af, al jou trane van die verlede, jou hartseer, en deur beradings het ek met haar pad gestap, en Jesus het haar genees met daai beradings, en sy het nie meer bang vir die dood gewees nie, want ons as mens loop jare met stikkend in ons lewe, wat ons nie meer deel nie. En dan loop ons gebroken, wanneer jy op die sterfbed lê, dan kan jy nie sterf nie, want jy het nooit vergewe en vrygespreek nie, want ons is nog so besig om te veg met die een, met daai een, maar daai een het dit gedoen, daai een het dat gedoen, en ons het so tweestryd wat Satan ons besig hou, dat die tentwoning wat Jesus vir jou mooi wil maak, wanneer jou tentpenne uitreik, dat hy wil sê, wees gereed, en sê, laat staan dit, vergewe, spreek vry. Vergewe almal wat hulle sê, wat hulle doen, wat hulle van ons sê, vergewe hulle, gee net liefde in oorvloed. Al ooit begin dof word, en dit duidelik het ons gesien. Dit het ons duidelik gesien hoe haar oor dof geword het. En terwyl daar sê, prewel sy Jesus. Dis so mooi saggies Jesus. Want sy het 'n persoonlike verhouding met Jesus geontdek en gevind. Jesus Christus is die fondament van die ontslape geboue. Hoe mooi is dit, die tentwoning. Sy woord leer ons mooi dat elkeen wat hierdie teenwoordigheid, wat hier vanmôre teenwoordig is 'n tempel van God, en dat die Gees van God in elkeen van ons woon. Elkeen van ons is 'n tempel van God. En is so mooi, God het elkeen hierdie twee pragtige klein kindertjies, die vrymoedigheid wat hulle hier kom, ek wil hulle sommer stikkend druk. En ek dink, kan ons nie maar almal soos hulle weer word, kinderlik opreg. Want Jesus sê, ons is sy kinders, ons moet kinderlik opreg wees, al is ons 100 jaar, hier sit aan die belang 102, maar sy is so kinderlik, wees kinderlik opreg met Jesus, vergeet wat anders sê, en weet jy wat, ek sê altyd, solank ons net gehoorsaam wees, want Jesus gaan jou tent en ons tentpenne ook eendag uitlei. Jou tent gaan ook verweer, of jy jonk of oud is. As iemand die tempel van God skenk, sal God hom skenk, want die tempel van God is heilig, en dit is ons. En die voorreg het dit ons vanmôre, en weet jy wat, Louisa het gesterf, en 'n afspraak het Jesus met elkeen wat hier sit, om vir elkeen 'n persoonlike uitnodiging te gee, en ek sê nie, u sondags of sleg nie, asseblief nie, net opnuut, jou persoonlike verhouding met liewe Jesus, net jou hand vanmôre om te sê, liewe Jesus, ek is maar net swak, vol foute, want wie is volmaak, nie een nie. Want Jesus het reeds vir ons wat swak is en foute het hy gekom, hy het gesterf vir ons. Hy werk aan jou tent vanmôre, om jou tent te vernuwe, om daai tentpenne wat begin te roes, om hulle te kom vernuwe in jou lewe. Die liggaam en siel is een mens, dit kan nie geskei word nie. Hoe lyk ons tentwoning vir Jesus? As jy na jouself kyk, hoe kyk Jesus na u en u na jouself? Moenie jouself beoordeel nie. Want in jou tent hier is mislukkings, swaar kry, finansiële probleme, mense wat jou bitter seer gemaak het. Moenie na dit kyk nie. Kom net hier sodat Jesus jou hand kom vashou. Hierdie kosbare vrou Louisa, wat bang was vir die dood, het verlang om haar nuwe woning uit die hemel te ontvang en te beklee te word. En nie naak bevind te word nie. Dit was my so mooi, dit was haar hoofdoel. Want as sy uitkom, waar sy ook netjies aangetrek. Hare netjies, skoene netjies. Jy kan haar deur 'n ring trek, enige tyd. Enige tyd, in die bed, hulle moet haar versorg, haar hare moet netjies wees. Ons het een bitter myl gepleeg. Wat 'n engel. Almal van hulle. Ek vat hom en sê, you know what? I love you with the love of the Lord. The way that you treat Louisa, like an angel. Almal van wat hulle met haar gewerk het haar met so sagheid. En toe sien ek Jesus in hulle, want hulle is met 'n koningskind besig. En elkeen moet versigtig wees as jy met 'n koningskind besig is, want ons almal is die tempel van Jesus, en hy het ons almal geskape, en ons almal behoort aan hom. Hoe mooi is dit? Sy is nie naak bevind,
want sy's vol van Jesus. Sy het kerk toe gegaan, dienste bygewoon. In die kapel het sy ook al, toe ek hier 'n diens gehou, het sy ook by. En dan sy daar binne. Vanmôre, dis goed om in 'n kerk te wees. Maar daar waar jy alleen is, daar waar jy in jou, die tempel van Jesus is, wat jou persoonlike verhouding met hierdie skepper Jesus moet wees. En hy kom en hy sê net, gee my jou swak aan, kom net hier so klein jong seun, kom hier. As ek so na hom kyk, ek wil hom so stik en druk en so, om te dink, Jesus was ook so groot. En toe het hy het nie geweet, hy gaan vir ons sterf nie. Hy was so mooi, ek was so ek dink, hoe so die soms die Jesus om God love me. En om te dink, die Jesus het hande gehad, voete, hy was mens, hy het ook seer gekry. Ek wil jou sommer die hele tyd by my hou. Hoe wonderlik is dit, dat hy 'n tempel, ek kan so 'n bietjie mooi staan, dat hy ook 'n tempel uit Louisa gebore is. Want uit daar is so mooi Elna, julle wat uit daar gebore is, die familie. En hy is die nageslag. So dis ook 'n tempelwoning wat nageslag is, wat jy mooi moet oppas en vir jou kom. Baie mooi, want Jesus was net so groot soos hy. Ook, ek sê, hoe kom hy met vrymoedigheid, hy wil nie die maatjie. En dan sê, hy gaan 'n prediker wees, vat dit maar, hoor. Dis so onmagtig gebruik vir ons seun en self. Dankie my liefling, maar ek is nie heeltyd by my gehou. En hoe mooi is dit, dat Jesus haar beklee het. Wanneer sy beswaard gevoel het, kom sê Jesus, jy voel leeg, jy voel, jy's beroof, want haar menswaardigheid is van haar weggevat. Hoe trots moet ons voel, of dankbaar, dat Jesus ons so lief het. Ons kan beweeg, ons kan asemhaal, ons het opgestaan vanmôre, met God se liefde in ons, en weet jy wat, vanmôre het jy miskien vir jou vrou kwaad gevoel, of jou man, of kinders, of wat ook al. Jesus vergewe, gee liefde, wanneer jy daai woord wil sê, gee liefde, maak nie saak wat jou kind of jou kleinkinders of wie verkeerd doen nie, gee net liefde, want daai seentjie, daai dogtertjie, is die nageslag, 'n tent wat Jesus uit die nageslag opgestaan het, wat in die toekoms moet lewe. Hoe mooi sê, ons verhouding met God, die hemel sodat die sterflike liggaam deur die lewe verslind kan word. Hou goeie moed, want weet dit ons in die liggaam inwoon en van die Here uitwoon en by die Here in te woon. Hoe mooi is dit? Ons het 'n voorreg dat Jesus hier binne in ons woon. Ek dink baie keer toe Louisa vir my sê, daar swaar lewe wat sy gehad het. En sy sê, maar hoe kan Jesus haar lief hê? Sy dit en dit en dit. Ek sê, Louisa, ek wil niks van verkeerd hoor in dit nie. Want Jesus het jou lief. Die oomblik as jy bely en met jou vir Jesus kom, dan kom neem hy inwoning in jou hart en jy die persoonlike verhouding met hom het, dan kan jy 'n pad met hom stap en hy sal jou seën en hy sal jou bewaar tot in ewigheid. Ek staan nog in my woonstel daar buitekant en my foon lui en die persoon bel van die Kaap af en hy sê vir my, hoorie so stel ek wil net vir jou sê net vir die mense die Here is met hulle. En ek sê vir haar, dankie Hybrid, ek sal die boodskap oordra. Dis 'n vriendin van my. Sy tree in, want elkeen van u is kosbaar. Julle kinders is kosbaar. En ek sê vir haar, en ons bid sommer lekker saam. En weet julle, hoe die wonderlikheid, want Jesus sê nie Psalm 23 nie, die tentwoning, wat afgeslaan word. Jesus se tentwoning, sy liggaam, sy tent is vir ons verbrysel. Sy hande, sy voete is deurboor. En dit het ons die naweek geherdenk wat verby is. Hy is deurboor. Doringkrone op sy hoof, spies in sy sy, op die houtkruis. En ek dink altyd oor die houtkruis, wat hy gesê het, en elkeen het vanmôre 'n keuse, want hierdie kruis is leeg. Hy het hier vasgenaal gewees. Maar die mooiste wat ek altyd sal sê, hier het Jesus gehaal en die 2 sondaars het daar gehaal. En die een het uitgeroep, dink aan my as jy in die paradys is. Die ander een het opgewerk.
Ons het nie vanmôre nodig op daai plek te kom om 'n keuse te maak nie, om nou die geleentheid aan te gryp, dat Jesus aan jou tentpenne en jou tent werk. Die mooiste van alles is, dat Jesus bereid was om dit vir ons te doen. Vir elkeen. En hy was 'n man. Hy het vir elkeen gesterf. Ek kan nie eens my indink, daai verskriklike pyn wat hy deurgegaan het nie. As ek vanmôre moet sê, daai pragtige seentjie, kom ons offer hom, ons hang hom hier aan die kruis, gaan pappa dit toelaat? Nooit. Om hom te kruisig. Maar God die Vader moes sy seun gee vir ons, om gekruisig te word. Jesus is bereid, dat hy vanmôre by elkeen kom stil staan. Jesus se tentpenne is ook uitgetrek vir ons, vir jou en vir my. Sy tentwoning is ook opgerol in opdrag deur sy hemelse Vader. Onskuldig, daar was geen klag nie. Ons kan nog klagte teen ons hê, maar Jesus het geen klag van van skuldigheid aan hom gehad nie. Niks. Hy het niks verkeerd gedoen. Maar hy het gesê, ek sal vir julle sterf. Daai jare het hy al geweet van ons. Jesus was ook mens soos ons. Hy het ook in benoudheid uitgeroep, toe hy in pyn en lyding deurgegaan het, na God die Vader. Hy het ook aan sy Vader gesê, die pyn en lyding is te groot. Jesus se liggaam en siel was ook een mens, want hy het met mens geword om onder ons te kom woon. Toe Jesus sy asem uitblaas en God die Vader Jesus se menslike tentpenne uittrek, hier kom God, sy Pa, en hy kom self sy tentpenne uittrek. En hy rol die tent self op, en hy sê, my seun, kom nou na my toe. Hoe wonderlik dit nie? Ek wonder of ons werklik besef die grootheid van dit, dat Jesus, God self kom, en sy seun se tentpenne uithou in die geestesriem, en hy trek dit self uit, en hy rol die tent op, hy sê, nou het jy genoeg gelei, ek sal jou, die mense kan jou maar spot, die mense kan jou spot, ek sê altyd, wanneer hulle kan van my sê, wat hulle wil, ek wil my handjie van 6 jaar toe kon in Jesus se hand sit, sal ek nie uithaal nie, en hy hou hom tot vandag toe op hierdie baie ouderdom van my ou tannie ouderdom, hou hy nog steeds na, want ek het die keuse gemaak, op 5 jaar, toe hy my ou handjie gevat het, ek het hom nie eens geken nie, maar hy het my geken, en toe hy my hand vat, toe maak ek 'n keuse, ek wil nie uit sy hand nie, ek wil nooit sy hand los nie, deur sy genade. Hoe voorreg het Louisa nie gehad, toe sy uitroep, en daai oomblik toe sy sterf, en sy susters ookie, en ons werk baie met mense wat sterf, wat ons by die bed staan. En daai oomblik, waar daai persoon nie rustig is nie, sterf hy nie in vrede nie. Maar wanneer daai persoon se verhouding met God reg is dit, ek wens, dis nou nie moontlik gewees nie, maar ek wens ons kon 'n video vat, dat almal kon sien hoe vrede in, julle weet, hoe in vrede was hy gewees. Daar was nie worstelstryd nie, want sy het geweet wie trek haar tentpenne uit. Sy het geweet met wie sy 'n persoonlike verhouding gehad. Sy het geweet wie haar tent opgerol. Want daai tentpenne van die aarde was verweer. As ons Jesus en ons menslike liggame vergelyk, toe hy op aarde was, en Jesus sy Vader groot gemaak het in sy liggaam, soos ons Christus in ons liggame moet groot maak, om deur die lewe of dood te gaan, kan ek vir u vanmôre sê, daar gaan 'n dag breek vir elkeen aanbreek. Wat u die dood in die oë sal kyk, of 'n familielid. En dan kom Jesus, al wat jy doen, tree net vir daai persoon. Bid nou al, vir daardie dag, dat Jesus elkeen genade wees. Want die sterwe is 'n wins, die dood is 'n wins. Dis 'n verlies vir u in hierdie môre, maar vir God en vir Louisa is dit 'n wins. En terwyl ek so kyk, vanoggend sien ek hoe dans sy daar tussen die engele, en net mooi te dink, ek kyk so, en ek so net so in die geestesriem in, en ek sê, die Jesus, ek is nie waardig om in die hemel in te kan kyk nie. En ek dink by myself, dit altyd gesê, J.C. Rosie, hoe sy daai tyd, en sy het seker gesê, ek wil hierdie tyd, hierdie huis hê,
in hierdie strate van goud. Sy kon seker uitkies omdat daai perfektheid wat sy gehad het. Ek wonder, maar die voorreg dat sy op strate van goud nou loop, sy wil dit nie met hierdie vuil wêreld verryk nie. Louisa se tentwoning het vergroot en verbreed, en dis wat ek nou gesê het. Na 'n tentdorp, na mate die familie gegroei het. Verstaan nie wat ek sê? Die familie het gegroei, sy het 'n tent, en uit haar is familie, die nageslag gebore. Sorg elkeen dat hulle tentwoning gereed sal wees wanneer Jesus kom. Wanneer die man van Golgotha sal kom om sy bruid te kom haal, en verseker, gaan daai dag aanbreek wat die besyne gaan blaas. En ons is vinniger op pad na dit toe, baie vinniger. Of ons dit wil glo, of ons dit wil verwerk, en of ons dit nie in dit glo. Jesus se koms is nader as wat ons almal dink. En daarom kan ons vanmôre die geleentheid net aangryp en sê, liewe Jesus, hier's ek, my tentkoning, kom vernuwe dit. Gee my nuwe tentkoning, Here, vat hierdie ou tent af. Gee my nuwe tentkoning, laat dit net vasgeslaan is, dat hierdie storms van die lewe en die ekonomie en petrolpryse en olie en al die oorlog, ons wil nie met dit iets te doen het nie. Want ons weet wie agter ons tentkoning kyk, ons lewe kyk, ons verlosser Jesus. Jesus het besluit dat Louisa daar nog 'n tent is en weer eens die familie, kleinkinders en familie, vriende, almal wat daar lief was, het deel van haar. En ek kyk so net so vir so 'n oombliekie. Dan kyk ek in haar tent en ek sien daai groot tent van Louisa. Sy is nie groot nie, maar Jesus het hom. En hoe het sy gebid, dan het sy pen ingeslaan. Louisa, elke gebed. Want elke gebed wat u doen, is opgeskryf in die hemel. Want sy het nie net vir haarself gebid nie, sy het vir elkeen gebid. Elkeen vir wie sy lief is. Dis hoekom u vanmôre hier is, familie of vriende. Louisa het ingetree vir almal. Want dis ons as Christene se voorreg om vir mekaar in te tree, nie klippe te gooi nie. Want toe Jesus buig, dis my so mooi, toe hy daar gaan neerbuig, hy gaan kniel en almal het klippe gestaan en hy het geskryf. Wat het hy geskryf? Hier staan almal met groot klippe om hierdie vrou dood te gooi en te stenig. Maar Jesus het haar tentpenne bewaar. Jesus het haar tent, haar lewe bewaar en gaan en sondig nie. Toe almal veroordeel. En toe vir Louisa ook in deur 'n tyd vat wat sy so hartseer was. Jy sê, weet jy wat? In die lewe van ons, geen mens, al is jy die grootste Christen, nie eers 'n predikant agter 'n preekstoel nie eers stel nie, kan vanmôre 'n groot klip of 'n klein klip optel, om na enige een te gooi nie, net liefde te gee. Want wat sal Jesus doen? Hy sal daai klippe vat, en hy sal 'n altaar bou, hy sal niemand vernietig nie. Hoe mooi is dit? En u en ek in die nasate van God, en hy in sy groot almag besluit deur al Louisa se swaar kry en pyn sal hy getroudheid om te sorg vir u te sorg in die tentwoning. Louisa het verseker omgesien haar geliefdes se tentwoning word in gebede. En ek haas my om klaar te maak. Ons hemelse Vader wat besorg is in hierdie oomblik oor elkeen se siel en se teenwoordigheid wat hier vanmôre is. En die aflegging van die tentwoning van Louisa wat liewe Jesus hier ons almal saamgebring het. En sy woon nie nou in 'n tent nie, maar in die mooiste huis op strate van goud. Hoe mooi is dit, Elise? Gaan sy nou 'n gewone huis wil verruil? Nooit. Daai pragtige strate van goud. Daai mooi huis, en ek kan net sien hoe blind sy, daai huis. En ek kan net sien hoe sy die Here loof en prys, die volmaakte Louisa wat jy geken het voor sy siek geword het. Voor sy in 'n rolstoel was, voordat sy verlam geraak het, voor sy nie meer kon praat nie. Daai volmaakte mens, wat liewe Jesus gekom het met sy potterbakke, die oomblik toe haar vat, toe hy haar klaar geheel, en toe sy by hom arriveer, het hy haar in sy arms geneem, die seun van God, het hy hierdie pragtige vrou met liefde ontvang, en gesê, jy is myne, jy behoort aan my.
Hoe mooi is dit, die tentdorp, wat u met die huisgesinne moet bou. En elke man wat hier vanmôre is, wil ek vir u vra, want ek kyk op na mans, want God sê die man is die hoof. Ons mag nie oor geen man se hoof gaan. En ek vra vir u, dat u van vanmôre af, en die jonges ook, staan julle staanplek net in, om julle tente te bewaar met julle mense wat in daai tent van u woon. Laat Jesus daai tent skoon en daai tentpenne, as die storms kom, laat bid dit Jesus, slaan die tentpenne in, want swaar tye kom vir ons. En dan gaan u vanmôre miskien dink, stel die praat net dit, maar daai dag gaan u terugdink aan my woorde. En ons sal almal uitroep, Jesus, slaan ons tentpenne in, want gaan ons staande kan bly teen die geweldige aanslag wat kom. Ons sal, as ons daai persoonlike verhouding met Jesus het. God se belofte aan ons is, wie mag vertoef in u tent, o Heer? Hy, hoor hoe mooi sê hy, want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek, sy tent, hy verhef ons op sy rots. Psalm 91, as jy jou lewe volkome aan God toewy, dan verseker hy om ons van die onheil te weerhou. Ekskuus tog, hulle het nog nie die lig hier ingesit nie. Kom ons kom vandag elke ene wat hier teenwoordig is en sê, Here, kom herstel my tent vandag. As ek vir u moet vra, van my af, elke persoon wat u sê, kan u vir my sê wat die volgende oomblik gaan gebeur? Kan u vir my sê wat vanaand gebeur? Kan enige een vir my sê, ons gaan hier almal weer saam kan wees? Kan u vir my sê, ons almal gaan nog lewe? Nie een kan ons nie. En daarom is dit so wonderlik, Louisa se afsterwe is 'n wins vir elkeen. Om vanmôre vir elkeen 'n geleentheid te gee, om te sê, liewe Jesus, hier is ek, versorg my kinders, versorg ons alles in die moeilike tye wat kom. Dan sê hy, Here, wie mag vertoef in u tent? Sê ek weer, hy wat rein van hart is, mense wie se lewens in 'n tent is, dink die sirkusmense. Hulle gaan daai jare van dorp tot dorp, daai tente verweer ook. En dan kom 'n dag wat daai sirkusmense daai tent nie meer kan gebruik nie. Dan trek hulle self daai tentpenne uit en hulle rol daai tent op en die leeu's gaan weg, al die diere gaan weg en dan bly niks oor nie. En daai lewe is tot 'n einde. So het Louisa se lewe tot 'n einde gekom. En daarom wil ek vanmôre vir elkeen bemoedig, kom net. As ek hierdie gebed doen, wil ek vra, sluit u oor. As jy miskien ingesluit wil word in hierdie gebed, steek jy hand op of sê maar net, sê, liewe Jesus, dink net aan my. Kan ons hoofde buig? Hemelse Vader, Papa Vader, liewe Jesus, ons kom kinderlik, nederig en opreg na u toe in hierdie oomblikke. En liewe Jesus, omdat u weet elkeen wat vanmôre stikkend en seer is, u ken elkeen want u het elkeen geskape na u beeld. So uniek en mooi. En liewe Jesus, ons kom vra vir u hemelse Vader, kom vat elkeen se hand nou. Want liewe Jesus, my grootste geskenk my hele lewe was daar 'n ou klein dogtertjie van 5, 6, toe u hand uitsteek, liewe Jesus, en ek hom aangegryp het. En u het my nog nooit teleurgestel in my moeilike dae en seer kry. Het liewe Jesus my hand nog nooit gelos nie. Dan vra ek, liewe Jesus, vat elkeen se hand vanmôre en hou dit styf vas. Kom vernuwe elkeen se tent vanmôre, Here, hulle lewens, hulle wat soekend na u is, en as daar iemand is wat meer soek na u, Here, gee vir hulle geleentheid om by daardie punt uit te kom, om meer van u te ontdek, Here, want dit is die wonderlikste om te hê is Jesus. Vra ek, Jesus, vat elkeen vanmôre en druk hulle aan die boesem van u vas. Met daardie wonderlike, soet Heilige Gees,
waar U op die houtkruis gesterf het, liewe Jesus. Ek voel net so U praat met een persoon wat U mooi vra, liewe Jesus. En U sê dit was vir daai persoon vanmôre, Here, wat U hom lief, net soos hy is. Want U het gesterf vir ons, met ons foute. En daarom vra ek, liewe Jesus, laat U guns en seën oor elkeen en hulle nageslagte sal wees. En liewe Jesus, dankie dat U elkeen se stem wat verweer voel vanmôre, moeg, siekte, bekommernis, dat U dit sal vernuwe en die tentpenne styf sal instaan, dat die storms van die toekomstige lewe die tent nie sal omwaai nie. Dit vra kinderlik, nederig en opreg in liewe Jesus se mooi naam. Amen. En amen. Baie dankie so net voor om die program. Ons gaan die oorwinningslied. Dit nie of jy wil saam sing nie, dit is op die agterkant van die draai. Welkom om saam te sing op die agterkant van die draai. Die brief aan die voorlees in liefdevolle herinnering aan Louisa Hermina Swart, gebore 24 November 1941, oorlede 6 April 2026. Hulde blyk, ouma Louisa het diep spoortjies gelaat in verskeie lande
veral hier in Engeland. Haar gereelde besoek het haar met ons op roadtrips geneem na Skotland, Wallis, Meerdistrik, Yorkshire en Devon en Shropshire. Ekskuus, ek moet snel 'n bietjie in die saam hoor. Stories van die verlede gou legends geword. En daar het dit, onthou jy nog miskien moet jy dit gou kom lees, want dit smelt bietjie so in. Mama Louise het iets oortjies gelaat in verskeie lande en veral hier in Engeland. Haar gereelde besoeke het haar met ons op roadtrips geneem na Skotland, Wallis, Meerdistrik, Yorkshire en Devon. Met heerlike versnapperinge en ure se klets in die motor het stories van die verlede gou legendes geword. En vandaar het dit, onthou jy nog, instellings geword. Mama Louise se vermoë om selfs oor die eenvoudigste gebeure te kan skoftig lag, was aansteeklik en het elke rit 'n avontuur gemaak. Haar grasie en deursetting was getoonbeeld toe sy op die ouderdom van 65 op ons grasberg bolle makkiesies gedoen het, net om te wys ek kan. Almal wie sy hier in Engeland ontmoet het, praat van Louise met lof, insluitende die lidmate van die SA gemeente in Engeland. Ons gaan Mama Louise baie mis en sal altyd haar woorde van love you to the moon and back onthou. Dit is reeds 'n familieinstelling vir die 2 volgende geslagte. Mama Louise, rus in vrede, liewe mamma. Love you to the moon and back. Liefde van die Van der Spy familie. Vir ons geliefde ma, oumie en ouma G. Dankie vir ma se liefde, warmte en mooi herinneringe wat ons saam kon deel. Ma se plek in ons harte sal altyd gevul wees met liefde. Ouma was so lief vir ietsie soet en die geluid van ouma se lag het ons sal altyd in ons ore lei. Ouma was die perfekte voorbeeld van 'n trotse dame, tot op die einde bekommerd met ouma se voorkoms. Ouma het 'n innerlike stil trots gehad, selfs wanneer die winde van die lewe gewaai het. Al haar kinders, klein en agterkleinkinders, was vir haar baie belangrik. Al was praat of om te kan bel moeilik, moes Vyflin en Grayson weet dat ouma G verjaarsdag gelukwense oordra. 'n stukkie van ons hart is nou stil, maar dit sal nooit verlore wees nie. Hierdie seer is 'n bewys van liefde, en wat is 'n lewe dan sonder liefde? Oumie se sagtheid, glimlag, onvoorwaardelike liefde en dubbelswentjies sal ons vir ewig koester. Rus in vrede omring deur liefde vir altyd in ons harte. Love you to the moon and back. Liefde van die Swarts. Verstaan jy hoe ons sukkel? Die lig is nie, ek kon net nie jy was jou ouma se roostuin hier ingelig. Kosmos is AVF. En daarom is vir jou speciaal vir jou gegee. Jy was hier, tydig, ontydig, na die aande, en vir jou ook, kan ek vir jou ook 'n reis gee. Kan ek vir jou 'n week voel? Jy kan. Ek wil gee. Ek wil doen soos die Jesus op na gee. Dat jy alles vir ouma gedoen het, is vir julle en vir jou ook. Kom Poppie, en ek kry vir mamma vir jou. Dit is special, hoor. Dit is special, ek het nie iemand oorgeslaan nie. En daai roosie is ouma in julle harte. En jy was ouma se blomtuin. Dan sit ek daar in die sonkamer, gaan ek net gou in om iemand te kry wat ek net voorbid of iets. Dan kom sy soos 'n dwarrelwind verby, op een toe, was sy 'n blomtuin met rose vir ouma Louisa gewees. En jy moet dankie. Goed, ek wil net vir Maak, Tyden en Vyflin baie dankie sê. Maak en Tyden vir die bedankings en laaitjie is mooi praat. Ek wil net dit praat. En ouma sê dit baie waardeer. Love you big time, Moesie. Baie mooi. En dan gaan ons kyk na die volgende. Sê ek spreek met die eers maak.
Goeiemôre pastoor, familie en vriende. Ek wil net baie dankie sê vir julle teenwoordig. Ons as kinders wil hierdie volgende bedankings doen. Kosmos se bestuur, personeel en inwoners. Spesiale dankie aan pastoor Stel, Suster Karin, Suster Dudu, Suster Antoinette en Rosemary. Margaret en Anne vir julle uitstekende sorg. Victor, your softness and kindness until the end towards Oma was phenomenal. We appreciate each and every one of you. Tanjaniki, ons het nie genoeg woorde om te sê hoe dankbaar ons is vir Tanya, wat seker gemaak het, Oma bly 'n lady tot die einde. Rosie en Anne, Rosie, die liefde waarmee jy en Oma gesorg het, was 'n baie besonderse. Dankie dat jy haar laaste tyd sagter en mooier gemaak het. Dankie Andrew dat jy my en Rosie altyd bygestaan het. Love you, Peter, Mom. Ek wil ook net 'n spesiale dankie sê vir Ma. Dankie dat Ma en Pa Ouma in PE versorg het en deel van julle huis gemaak het. Goeiemôre vriende en familie. Ek wil net 'n paar woorde met julle deel. Ek weet vandag is die dag dat ons oor Ouma G huil, maar ons moet ook bly wees. En dis want Ouma G is met Jesus. Kwart voor 12 is die tyd dat Jesus vir Ouma G kom haal het. Deur die sterre, deur die planete, na die rykdom van die hemel toe. Ons kom nog steeds oor Ouma G huil, maar ons moet onthou, Ouma G is met haar ma, pa en die familie. Ouma G is met haar man en haar seuns. Sy is nie meer in pyn nie. Ouma G is bly om in die rykdom van die hemel te wees. Ouma G kyk na ons van bo af. Ons gaan Ouma G weer sien. Ons gaan Ouma baie mis. Is dit nie pragtig? Kan u sien hoekom ek sê, belê in daai tente wat uit u gebore is. Sorg na hulle, kyk vir hulle, dat eendag wanneer hulle oud is, dan kan hulle ook sê, hulle kan daai ewige lewe by Jesus beerwe, maar nou word vir hulle gesorg en na hulle gekyk. Ek wil vra dat ons staan, is daar iemand wat iets sê? Hemelse Vader, liefling Jesus, baie dankie vir die mooi oggend wat ons in u teenwoordigheid kon wees, want u was die stille toehoorder. U die heel voorste sitplek kom inneem, want u het kom waghou oor die familie en vriende, want u het geweet hulle is hartseer, u het geweet is verlies, daar seer hartjies van die ou twee kleintjies, liewe Jesus. Toe u hier kom sit en u kom kyk en u was saam met ons, elke sekonde. En liewe Jesus, dankie dat ons die voorreg het, Here, om saam te wees. Familie, vriende, kinders, kleinkinders. Liewe Jesus, baie dankie vir die voorreg, maar die wonderlikste van alles is Jesus. Dat ons kan sê, Louisa, jy's veilig by Jesus, rus in vrede. En liewe Jesus, ek wil in hierdie oomblik in my kinderlike opregte nederige ou hartie net kom, kinderlik. En ek wil net my hande ophef en liewe Jesus, ek wil vir u vra, dat u elkeen sal seën, na die rykdom van u liefde, elkeen beskerm, hulle familie sal beskerm, en dat die guns van Jesus oor elkeen sal wees.
En die mense sê, as jy iemand is vanmôre wat nie voel hulle is geliefd nie, laat hulle weet, vat net Jesus se hand, vat 'n persoonlike verhouding met hom, stap met hom. Tot op daardie dag, wanneer U die basuine sal blaas, salf en seën ek elkeen in die naam van God die Vader, God die Seun, God die ewige God en die Heilige Gees, in ons liewe Jesus se mooi naam. Amen en amen. Baie dankie. Weet die mense